Verwys aan die grafiek en gee 'n rede vir jou antwoord. Doe Henry. Ek sê X maar ek nie online gesien. Hoekom het jy gedink is X? Wat in die grafiek van X het jy gesê hy is dalk oortjies? Wat is oortjies? Wie jy afgeskryf? Nee maar nee, ek het net geraai vir. Sorry, hoekom is dit X? X is reg, hoekom is dit X? Die stroom is direk weerrig van die potentiaal. Ja, want oom is 'n geleier in Afrikaans. Hy gehoorsaam oom se wet. Okay, wat is oom se wet? Dat die potentiaalverskil is direk aan die stroom is 'n reguit lyn. So jy kon ook sê omdat hy net 2 punte tel, gaan die klomp redes sê dit sal vat, maar jy kon gesê hy gehoorsaam oom se wet, jy kon gesê die potentiaalverskil is direk eweredig aan die stroom, jy kon gesê dis 'n reguit lyn grafiek en dan geen van daai 3. Hoeveel as dit nou, ons sê dit is net eweredig, sit daar 'n bogie. Omgekeerd eweredig. Wanneer is dit 'n bogie? Soos daai ei. Ek sê nie, dan sy net nie direk eweredig nie. Wat sê jy dan? Nee, ek sê dan net hulle is nie eweredig aan mekaar nie. As hy gehoorsaam nie oom se wet nie, jy kan sê die grafiek. Soos wat stroom nog steeds opgaan van potentiaal. Ja, maar hy's nie, dit is nie in verhouding met mekaar nie. Ja. Okay, goed. Volgende een sê hulle vir jou, het jy 'n diagram hieronder met 3 weerstande P, Q en R wat aan 'n battery met 'n EMK van 6 volts en 'n interne weerstand van 2 ohm gekoppel word. Hulle sê net geweet my, wat die hel is 'n interne weerstand? Dis die weerstand van die battery, okay? En hy's altyd redelik klein en ons weet daar EMK is die totale wils wat jy het vir die stroombaan, maar gedeelte van daai EMK gaan na die battery toe want jy nodig 'n bietjie energie om dit te oorkom. 'n Voltmeter V is oor die battery geskakel, die ammeter het 'n weglaatbare weerstand. Okay, nou gaan ek eers beskou. Hier gaan my mannetjies. Hierso sien ek hulle split op. Hulle gaan nie eweredig opsplit nie want dit is 10 en 15. Ek weet die groter stroom gaan daardeur, die kleiner stroom gaan daardeur. Dan kom hulle hier by mekaar. Ekskuus tog, dan die totale stroom gaan deur daardie ammeter. So hy meet die totale stroom. Die totale stroom gaan ook deur daai 10 ohm weerstand en dan weet ek die totale stroom gaan ook deur die battery. Dan as ek kyk na my toebroodjies wat ek het, my 6 toebroodjies, dan gaan ek dit in hoeveel moet verdeel MB? Ja. Hoe bedoel jy nou daai 2 nie? Jy was gister Moet ek in die verhouding sê? Ja. 3. Okay, Hoekom? 3 verdeel word dan moet dan die interne weerstand. Yes. Bietjie van daai 6 gaan soontoe en ek weet in parallel gaan hulle dieselfde aantal toebroodjies hê, dan 'n bietjie gaan soontoe en dan 'n klein bietjie gaan soontoe. So hy gaan in 3 verdeel. Okay. Goed. Ek wil gou nog iets kyk oor dan die laaste ding. Ek het nou gesê reg, daai ammeter met die totale stroom. Wat meet daai voltmeter Ardo? Hy met die totale stroom of die potentiaalverskil oor die hele stroombaan. Okay. So my vraag wat ek jou gevra het is eintlik 'n uitvangvraag, want jy moes my gevra het juffrou wanneer die stroombaan toe is of wanneer die stroombaan oop is. Dis al skakel. Sê weer? Dis al skakel. Daar is nie 'n skakelaar nie. Okay, so waar is die skakelaar? O, daar is die skakelaar. Ekskuus. Maar hy maak net die hele stroombaan oop en toe, hy maak net hierdie takkie oop en toe. So wanneer hierdie stroombaan toe is, soos hierso, beteken daar kan ladings loop, dan meet daai voltmeter die volt eksterne. Hy meet die volts wat na die eksterne stroombaan toe gaan. Okay, nie die volts van die battery nie, die volts van die eksterne stroombaan. En wanneer die skakelaar, sê nou maar daar's 'n skakelaar daar en die skakelaar is oop, dan meet hy die EMK. Okay, so die verskil tussen hom en hom gaan altyd die verlore volts wees, wat die volts is wat na die battery toe gaan. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou bereken die ammeter lesing wanneer skakelaar S gesluit is. Okay. Wanneer skakelaar S gesluit is, maar anker is nie. En jy sien dit daar 5 punte en 5 punte sê vir jou of 'n lang som of 2 somme, so gaan mooi kyk. Waar is die ammeter? Daar is die ammeter wat meet hy met die totale stroom. So nou het jy 3 keuses.
Okay, of 3 opsies waarna ons gaan kyk. Jy kan of kyk na alles saam, intern en ekstern, of jy kan kyk na die eksterne stroombaan, of jy kan net kyk na die interne stroombaan, want die totale stroom daar is dieselfde as die totale stroom daar. Okay, party gaan jy nou werk, party kan nie nou werk, dit hang af watter detail jy alles het. Amonay, waarna het jy gekyk? Okay, sê gou vir my wat is op jou infotabel? Okay, so jy het gesê, ek dink, jy het gesê jy gaan kyk na die totale stroombaan, die hele besigheid. En die volt het jy jou volt 6 gemaak. Okay, maar dan as jy volt 6 gemaak het, dan moet jy na die interne ook kyk. Okay, want van daai 6 gaan soontoe ook. Okay, omdat dit die EMK is. Sê met my. Alright. So kyk na die hele stroombaan. Oepsie, stroombaan. My infotabel hierso. Ek sien ek gaan eers hierdie parallelle kombinasie en hoe hy moet gaan uitwerk. Leandri, wat is die ander naam vir die totale weerstand in parallel? Hy het nog 'n naam. Yes, die effektiewe weerstand. Oepsie. Wat is jy, Leandri? Met jou kaarte? Dis eigenlijk, dis slim. Okay, so dit is 3/15 en R parallel is 15/3 en dit geef jou 5. Hoe weet jy of jy op die regte pad is? Dit is mos reg, né? Ja, nee, 6 voor ek dink ja, 6. Hoe is dit 6? Wag, 1. O, dis heeltemal reg wat jy sê. Ek wou sê die antwoord is te klein om reg te wees. Dis 30. So dis 3 + 2 dis 5/30. Okay, dis 6. Okay. So ons is op die regte pad want 6 is kleiner as 10. So die totale weerstand is 6 + 10 gee vir jou 16. Jy gaan nog nie daai 2 by plus nie. Maar hy is die interne weerstand en jy hou daai 2 goeders apart van mekaar. Okay. Goed, so op my infotabel nou, sê ek die EMK weet ek is 6. Die totale weerstand is 16, die klein weerstand is 2 en hulle vra vir my wat is die stroom. Okay, ek gaan net inzoom daar aan die regterkant. So nou gaan ek na daai nuwe formule toe wat ons het. E is I R plus R. Dit is 6. Hierdie wil ek weet. Hierdie is 16 plus 2. En intern en ekstern. Dis hoekom jy na die hele ding kyk. Kyk, so 6 gedeeld deur 18 gee vir jou 'n derde, né? So 0,33333333333 ampere. Okay. Kan ek gou sien wie dit reg? Baie mooi. Pragtig. Okay. Nou sê hulle vir jou skakelaar S is nou oop. Waar skakelaar S? Daar is hy. Hy word oopgemaak. Nou verander my hele stroombaan. Want hier gaan nou niks meer ingaan nie, my stroombaan gaan nou so. Okay, so nou het ek 'n serie stroombaan. Okay? Nou sê hulle vir my, sal die ammeter lesing wat jy nou net uitgewerk het, toeneem, afneem of dieselfde bly, gee dit vir jou antwoord. Hoe sal die voltmeter lesing verander? En dan verduidelik jou antwoord. Okay, so jy kan sien hier so 6 punte vir teorie. En dis nou stappies wat ek vir jou verduidelik het al die afgelope 2 periodes. Okay? So wanneer so iets gebeur, wat is jou eerste vraag wat jy vir jouself moet vra, Linden? Nee, Linden, jy het al geantwoord, nee. Nee, jy het nog nie. Wat is die eerste vraag wat jy moet vra? Wat gebeur met die totale weerstand? Okay, so, Frederik. Yes, wie het gister vir Frederik in aksie gesien? Yes, jy het hom gegooi. Gooi jy jou mondelinge ook so? Jy moet. Ek dink jou juffrou sal van haar stoel afval. Okay.
Goed, so daai ding is weg. Dankie Lennon. Wat het met die totale weerstand gebeur? Nee. Alhoewel jy iets weggevat het, het jy iets in parallel weggevat. 9.2.2. Ek vra vir jou, wat het met die totale weerstand gebeur? Nie wat is jou antwoord? Hy het toegeneem. Die totale weerstand het toegeneem. En volgens Ohm se wet weet ons stroom is omgekeerd eweredig aan weerstand. Onthou, wanneer jy 'n teoretiese antwoord gee en daar's 'n formule waarna jy kan verwys, dan verwys jy na hom toe, want jy kry 'n punt. Stroom is omgekeerd eweredig aan weerstand. Dit wil sê dat die stroom neem af en hulle vra vir jou nie wat het met die stroom gebeur, hulle vra wat het met die ammeter gebeur. So jy moet mooi spesifiek antwoord wat jy gesê. Dit wil sê die ammeter lesing het afgeneem. OK. Goed, nou vra hulle vir jou by vraag 9.2.3. Hoe sal die voltmeter lesing verander? En dan by 9.2.4 vra hulle vir jou verduidelik. So omdat hulle vir jou daar vra verduidelik, gaan ek eers met my verduideliking begin en my verduideliking gaan help vir my met toedien maak. Nou jy kan so doen in die toetsopeksamen, want wie weet watter ding het jy eers gekry. OK. So ek gaan eers begin met my verduideliking. En ek gaan net gou, alhoewel ek dit reeds hier gesê het, gaan ek dit net gou weer sê. OK? Alhoewel jy in hierdie geval nie punte gaan kry vir die feit dat jy dit weer sê, nie is dit vir jou eie self tipe patroontjie wat jy herhaal. OK, so ek gaan net vir myself sê, ek weet dat die totale weerstand het toegeneem, dit wil sê die totale stroom het afgeneem. OK, ek herhaal dit vir myself. Dis die eerste 2 stappies. Dan is die derde stappie nou weer dat ons moet verwys na 'n ander EMK formule. Presies, hoekom gaan ek so toe? Want hulle vra vir jou, wat is die voltmeter lesing? Waar die hel is die voltmeter? Daar is die voltmeter. Wat meet hy? Hy meet die volts ekstern. So dit is die vraag. Wat het met die eksterne volts gebeur? Okay, so dis wat ek wil gaan uitfigure en dis hoekom ek nou na hierdie formule gaan kyk. EMK is IR plus I maal R of V ekstern plus V intern. Okay. So ek gaan nou hierna verwys. Kom ons kyk gou, dit is die vraag, wat het met hom gebeur? Wat het met die voltmeter lesing gebeur? Wat met die voltmeter, hy met voltlesing. Okay, so ek moet kyk na hierdie ding en hierdie ding. Het die EMK verander? Nee, want jy het nie nog batterye bygesit of weggeneem nie. So jy gaan dit sê, jy gaan sê EMK bly konstant. Dan is my volgende ding moet ek gaan kyk, wat het met die volts intern gebeur. Omdat die volts intern daarin afhanklik is, R het glad nie verander nie, want jy het nie nog batterye bygesit nie, maar die stroom het afgeneem. So die verlore volts het afgeneem, hierdie ding het konstant gebly, so hierdie ding moet toeneem. Ok, so ek gaan sê, verlore volts het afgeneem, dit wil sê volts ekstern het toegeneem. Hes? Wat het ek jou verloor? Nee, maar nou praat jy nonsens. Kan nie sê. Waar het ek jou verloor? Nee, waar het jy my verloor? Waar het jy ophou luister? Daai, daar is die probleem. It's not a me problem, it's a you problem. Ja? Staan die voltmeter ooit soos die volts oor die interne? Nee, nooit. Dis hoekom dit word genoem die verlore volts. Jy kan hom nooit konnekteer dat jy dit kry nie. Okay, so nou gaan ek terug na my antwoord daar. Hulle vra vir jou wat het gebeur met die voltmeter lesing en ons het uitgefigure dat hy gaan toeneem. Nee, van wat hy toe is na hy oop is. En ek moet net gou weer vir jou wys, ek het jou gewys, ek wil hê jy moet hierdie konsep verstaan. Jy moet dit kan uitredeneer. Maar as jy nou 'n patroontjie gaan leer, as dit toeneem is, dan is hierdie antwoord toeneem. Okay, dit is altyd toe, af, toe. Okay, so dit is amper soos net, wat is daai oorkruisrym of wat noem julle dit in Afrikaans? Is daai 2 ryme en hierdie 2 ryme? Omarm rym, dis wat die Afrikaanse dag.
Okay. Goed, dan, dames en here, jou werk/huiswerk is dan nou, bladsy 15. Hy is ook easy peasy, jy kan sien 2 punte, 2 punte, 2 punte. Soos 'n oefening vir 'n multiple choice. En dan het ek vir julle goeters laat afrol wat ek net gou vinnig wil gaan haal. So ek gaan gou kyk of dit al daar is, want dan gaan